Baie welkom by hierdie week se Woensdag Woord en dankie dat jy weer saam kyk. Ek glo jy sal met my saamstem dat elkeen van ons wil graag 'n beter weergawe van onsself wees. Ek dink dit is hoekom daar so baie selfhelpprogramme is wat deesdae geadverteer word. Ons almal streef daarna om of mooier te lyk, onsself te verbeter, om te groei. En as jy mooi daaroor dink, gaan dit eintlik ten diepste daaroor dat ons lewens wil leef wat sinvol is en betekenis het. Maar ware transformasie gaan nie net daaroor om 'n paar dinge reg te ruk of 'n paar ou gewoontes af te leer nie. God se droom vir ons is soveel groter. Hy wil jou nie net 'n bietjie skaaf en 'n bietjie blink vryf nie. Hy wil jou heeltemal nuut maak. Hy roep jou nie net om 'n verbeterde weergawe van jouself te wees nie, maar hy roep jou om soos Christus te wees. En dis 'n hemelse roeping, maar ook 'n lewenslange reis na sy beeld. En hier lê die verskil tussen 'n lewensafrigter en Christus. Lewensafrigters vervul 'n baie belangrike rol. Hulle motiveer ons om die beste weergawe van onsself te word deur dissipline en deur selfontwikkeling. Maar Jesus verander jou van binne af. Hy gee jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Sy program is nie 'n gedragsaanpassing program nie, maar 'n oorwinning oor sonde en die dood deur sy kruis en die opstanding. Richard Rohr sê dit so treffend. God hou nie net daarvan om slegte mense goed te maak nie, maar om dooie mense lewendig te maak. Jy sien, die Christelike lewe gaan nie net oor morele verbetering nie. Dit gaan oor 'n opstandingslewe, 'n totale hernuwing van wie ons is in Christus. En dit is waaroor ware geloof gaan. Nie net 'n kosmetiese aanpassing van jou gedrag nie, maar 'n diep innerlike vernuwing. Dink 'n bietjie aan 'n ongeslypte diamant. Op die oppervlak lyk dit dof en onopvallend, sonder enige glans. Maar in die hande van 'n meesterslyper word dit met fyn presisie geslyp, geset en gepoleer totdat dit hierdie asemrowende juweel is wat lig kan reflekteer. En net so is ek en jy in ons natuurlike toestand, ongevormd. Ons het baie ruwe kante. Maar deur die proses van wedergeboorte en heiligmaking begin God ons slyp, poleer, maar ook verfyn totdat ons sy lig helder weerkaats. Hierdie transformasieproses is veral betekenisvol in lydingstyd. Dis 'n tyd van selfondersoek en refleksie oor Jesus se lyding sowel as sy opoffering. En net soos wat hy deur die smeltoond van lyding gegaan het om ons ook vry te maak, so gebruik God ook die uitdagings en beproewinge wat hierdie wêreld oor ons pad bring om ons meer soos Christus te maak. Daar in Maleagi 3 vers 3 lees ons die volgende. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. God is die meesterslyper wat ons lewens vorm, sodat ons ook sy beeld weerkaats. God wil nie net 'n bietjie blink vryf op die oppervlak nie. Hy wil ons totaal nuut maak. Jesus sê dit in Johannes 3, as hy met Nikodemus praat en sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Dis met ander woorde nie 'n oppervlakkige verandering nie. Dis 'n radikale innerlike transformasie. Iets wat ons nie self kan doen nie, maar wat net God kan bewerk. Die selfhelpgurus sê vir ons, doen jou bes, verbeter jouself, probeer 'n bietjie harder. Maar die evangelie sê, jy het nie net 'n paar aanpassings nodig nie. Jy het 'n nuwe lewe en 'n nuwe hart nodig. As Christendom net sou beteken dat ons net effens beter mense is, dan het ons mos nie 'n verlosser nodig gehad nie. Daar in Efesiërs 2 staan daar, ons was dood in ons sonde, nie net 'n bietjie stikkend nie. En 'n dooie mens het mos nie net 'n opknap nodig nie. Hy het 'n nuwe lewe nodig. As ons net probeer om 'n beter weergawe van onsself te wees, dan hou ons steeds vas aan ons ou self.
Ware transformasie gebeur daarom wanneer ons sterf in onsself en Jesus toelaat om ons heeltemal nuut te maak. Nou hierdie proses gebeur nie oornag nie. Dis 'n lewenslange proses wat ons heiligmaking noem. En hoe werk dit? In die eerste plek is dit die Heilige Gees wat dit in ons doen. Filippense 1:6 sê, dit is God wat die goeie werk in ons begin het, maar wat dit ook einduit sal deurvoer. Ons kan onsself nie verander nie. Dis God wat ons vorm. Tweedens moet ons vir mekaar sê, dit verg 'n daaglikse oorgawe van myself. Ons moet onsself verloon, ons moet ons kruis opneem en die Here volg, sê Lukas 9. Hierdie proses van heiligmaking kan ook gebeur wanneer ons baie keer uitgedaag word, teleurgestel word, selfs seer kry in die lewe. Maar ons moet hoor, God is nie die initieerder van die seer kry nie, maar hy gebruik beproewings op ons pad om ons nader aan hom te bring en meer soos Jesus te maak. Dis hoekom Jakobus 1 sê, ons moet eintlik bly wees oor die beproewinge op ons pad, want dit maak ons geestelik ryp en gee vir ons meer wysheid. Dit is dikwels in ons swaar kry tye wat ons dikwels ook die meeste groei. Dink 'n bietjie weer aan die beeld van 'n diamant wat met sorg geslyp word. Elke bietjie skuur en snywerk bring 'n nuwe faset van die diamant te voorskyn, totdat dit hierdie perfekte juweel word wat uitgestal kan word. En net so slyp God ons deur ons omstandighede en beproewinge om ons karakter te suiwer en ons meer soos Jesus te maak. Dink net hoe klein en oppervlakkig God se plan vir ons sou wees as hy net 'n effense beter weergawe van onsself wou maak. Maar hy roep ons tot iets veel groters, om sy kinders te wees, om sy liefde te wys, om sy beeld te dra. En dis nie net 'n karakteropgradering nie, dis 'n nuwe skepping. Paulus sê vir ons daar in Galasiërs 4 vers 19 die volgende: Julle is vir my soos my eie kinders. Ek voel oor julle soos 'n ma wat geboortepyn het. Hierdie pyn sal nie ophou voor Christus weer in julle die ereplek kry nie. Dis die einddoel, om so met Christus gevul te wees, dat mense hom in ons raak sien. So die uitdaging in hierdie lydingstyd is nie, hoe kan ek 'n beter mens wees nie? Die vraag is, hoe kan ek meer Jesus se beeld vertoon? Dit is waarna toe God ook in jou lewe werk. En dit is oneindig beter as enigiets wat jy self probeer regmaak. Amen. Kom ons bid saam. Here, neem my in u bekwame hande. Slyp my, vorm my en maak my meer soos Christus. In hierdie onseker tye kies ek om my aan u oor te gee. Laat my lewe u lig weerkaats en u heerlikheid wys. Amen.